Goeiedag geliefdes, Pastoor Karel van Heerden, hier uit Wolmaranstad, danksy aan my familie JCRMTS en Chaplaincy South Africa, wens ons u 'n geseënde, vrugbare, liefdevolle dag toe, geseënd met God se genade, se liefde, se vrede en se alomteenwoordigheid. En in almal wat luister of kyk na die boodskap, mag u veilig wees vandag, waar u ook heen mag gaan. Geliefdes, ek het 'n tyd gelede 'n boodskap uitgestuur en die tema was: waarom het God ons nie geestelik volkome geskape nie? Hierdie boodskap is 'n opvolgboodskap op daardie boodskap. Hierdie is egter 'n waarskuwingsboodskap. Vir my en vir u en vir almal wie in God die Vader glo. So geliefdes, kom ons noem die tema: God het jou nie geestelik volmaak geskape nie, maar hy sal jou oor jou groei oordeel. Dit is nie 'n troosboodskap nie. Geliefdes, luister mooi. Hierdie boodskap is nie om jou beter te laat voel nie. Dit is nie 'n boodskap om jou selfbeeld te bou nie. Dit is nie om jou te verseker dat alles reg is nie. Hierdie boodskap is 'n waarskuwing. Amos 4 vers 12. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Geliefdes, hier's 'n belangrike gedeelte. Die grootste leuen van ons tyd is nie dat God nie bestaan nie, maar dat hy nie ernstig is oor heiligheid nie. Dis waar. God het die mens nie geestelik geskape nie, maar hy het hom verantwoordelik gemaak. Baie mense gebruik hulle swakheid as 'n verskoning. Dis maar hoe ek gemaak is. God verstaan my hart. Niemand is volmaak nie. Maar wat sê die skrif? Romeine 14 vers 12. So sal elkeen van ons dan vir homself rekenskap gee aan God. God het jou nie geestelik volkome geskape nie, maar hy het jou nie sonder lig, sonder woord, sonder gees, sonder waarskuwing gelaat nie. Die skokkende waarheid: God sal jou nie oordeel oor wat jy nie geweet het nie, maar oor wat jy geweier het. Jakobus 4 vers 17. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Die probleem is nie
onkunde nie. Die probleem is weiering. Weiering om te verander. Weiering om te groei. Weiering om jou sondes los te laat. Die kerk is vol kinders wat al lankal geestelik volwasse moes gewees het. Hier kom die waarskuwing vir elke gelowige, vir elke gemeente self. Hebreërs 5 vers 12 en 13. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars moes wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle leer wat die eerste belangrikste van die woorde van God is. Baie mense sit al 20, 30, 40 jaar in die kerk, maar hulle leef nog soos geestelike babas. Maklik aanstootlik, lief vir die wêreldse dinge, onwillig om te sterf in hulle self, geen vrees vir God nie. God se geduld is nie sy goedkeuring nie. Dit is een van die gevaarlikste misverstande. Omdat God nog nie geoordeel het nie, dink mense, hy sal nie oordeel nie. Prediker 8 vers 11. Omdat die vonnis oor die slegte daad nie gou voltrek word nie. Daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Maar luister, Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want wat 'n mens saai, sal hy ook maai. Die waarskuwing van Yeshua, Jesus Christus, self aan die kerk. Hier praat Yeshua, Jesus Christus, nie met die heidene nie. Hy praat met kerkmense. Openbaring 3, verse 15 tot 16. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Maar nou, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond spuug. Nie koud nie, nie warm nie, net godsdienstig genoeg om verlore te gaan. God het jou nie geestelik volmaak geskape nie, maar hy verwag geestelike vrug. Johannes 15 vers 2. Elke loot in my wat geen vrug dra nie, neem hy weg. Nie elkeen wat begin het, eindig nie. Nie elkeen wat glo, volhard nie. Nie elkeen wat gehoorsaam nie. Die verskriklike waarskuwing van die oordeelsdag. Hierdie woorde, geliefdes, behoort elke hart te laat bewe. Matteus 7 verse 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. En dan sal ek aan hulle sê,
ek het julle nooit geken nie. Nie, ek het julle geken en toe verwerp nie, maar ek het julle nooit geken nie. God soek nie net belydenis nie. Hy soek verandering. Die laaste oproep van verskoning na bekering. Handelinge 17 vers 30. God dan verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer. Bekeer, nie verduidelik nie. Bekeer, nie regverdig nie. Bekeer, nie uitstel nie. Geliefdes, die slot. Die waarskuwing staan vas. God het jou nie geestelik volmaak geskape nie, maar hy het jou genoeg lig gegee om sonder verskoning te wees. Hebreërs 3 vers 15. Vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. Môre is nie beloof nie. Nog 'n kans is nie waarborg nie. Maar vandag is hy hier. Die vraag wat oorbly, nie waarom het God my so geskape nie, maar wat doen ek nou met die waarheid wat ek gehoor het? Lukas 12 vers 48. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal u behoed en bewaar. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genade gee. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en die vrede gee. Geliefdes, gaan in vrede. En kom ons wees lief vir die woord. Kom ons wees lief vir mekaar. En ons kom en ons sê dankie vir die heilige skrifte wat ons moet leer. En Vader, gee aan ons wat die woord reg probeer verkondig aan ander, dat u ons nie 'n groter straf sal toedien nie, maar dat u ook ons genadig sal wees. Ek groet u tot 'n volgende keer. Shalom, totsiens.